Goeiedag geliefdes, dis vir my goed om u weer te verwelkom by ons studie oor Romeine, die eerste hoofstuk. En ons staan vandag stil daar by die 21ste vers. U sal onthou dat ons laas met mekaar gepraat het, as hy gesê het in die 20ste vers, want sy onsigbare dinge kan van die skepping van die wêreld af in sy werke aan verstaan en duidelik gesien word. Naamlik sy ewige krag en goddelikheid, sodat hulle geen verontskuldiging het nie. God het homself aan ons as mens betoon. Kyk maar net in die natuur, dan sien jy die kragtige werking van God. Veral as jy die Bybel lees en jy sal hoor die wonderwerke van God, wat hy in die Ou Testament gedoen het, en waarvan die getuienis van God uitgaan. Maar daar is ook hedendaagse getuienisse van die krag van God wat ingryp en nog steeds die God van wonderwerke is in die lewens van mense. Nou by die 21ste vers gaan hy verder. Omdat hulle, alhoewel hulle God geken het, hom nie as God verheerlik of gedank het nie, maar hulle het dwaas geword in hulle oorlegginge en hulle onverstandige hart is verduister. Hier is 'n geweldige woord. Hulle het kennis geneem van God. Hulle weet wie God is. Hulle het gehoor van God. Hulle het die dade van God aanskou as jy na die natuur kyk. Hulle het kennis geneem van die almag van God. En nou kom hy en sê, God het dit aan hulle bekend gemaak. God het homself aan die mens openbaar, sodat geen mens verontskuldiging sal hê om te sê, ek het nie geweet nie. Jy kan maar net luister en die eerste keer as jy gehoor het van God, die eerste keer as jy kennis geneem het van God, het jy verantwoordelikheid om voor hierdie God te buig, meer van hom te weet en in jouself uit te maak, wie is God, wat is God en wat eis hierdie God dan van my? Daarom die geweldige woord as hy sê, hulle bely self. Geliefdes, daar is mense wat bely dat hulle God ken. Daar is selfs mense wat bely dat hy hulle God is. En dit so maklik en lukraak uitspreek, sonder om werklik na die diepte van hierdie woord te kyk. Daarom sê hy, omdat hulle, alhoewel hulle God geken het, hom nie as God verheerlik of gedien het nie. U sien, jy kan godsdienstig wees. Jy kan in die kerk wees. Jy kan desnoods elke dag Bybel lees en bid. Jy kan deel in al die verrigtinge van die kerk en jy kan selfs 'n voorstander en 'n voorloper in die kerk was, soos 'n Nikodemus en 'n Paulus. Maar God nie die eer gee wat aan God toekom nie. Daarom sê hierdie woorde, hulle het God nie verheerlik of gedank nie. Daarom het ek en u net weer vir 'n oomblik stil staan en net bepeins, wie is God? Ek het al vir in die verlede gesê, vat 'n stukkie papier en skryf net neer wat in jou gedagte opkom, wat die Heilige Gees vir jou waar maak. Wie is God? Sodat jy 'n beeld van God kan kry, en dat jy, as jy God ontdek, die ontzag vir God sal hê, sodat jy hom sal verheerlik en sal aanbid in jou lewe. Geliefdes, daar is 'n mooi ou teksie daar in Hebreërs 11 vers 6. Hy sê, dit is onmoontlik om God te behaag as jy in hom glo nie. Maar almal wat na God toe gaan, moet glo dat hy is. En dit is 'n groot ou woordjie daar, die is. Wat is God? Wie is God? En daarom hierdie woord, alhoewel hulle God ken, dat hulle van God gehoor het, dat hulle kennis geneem het van God, het hulle hom nie aanbid, soos wat hy moet wees nie. Nou kom ek en u kyk net 'n oomblik na hierdie God, en ons kyk na die almag, ons kyk na die heiligheid, ons kyk na die afsondering van die wese van God, sy uniekheid. Dink maar net in 1 Johannes 1 vers 5. God is lig, en daar is geen duisternis in hom nie. Dan kom hy na u en my toe.
As ek dan sê dat ek met God gemeenskap het, maar ek wandel in die duisternis, dan lieg ek en doen nie die waarheid nie. Maar as ek in die lig kom, in die lig wandel, soos God in die lig is, dan het ons gemeenskap met mekaar en die bloed van Jesus Christus, sy seun, reinig ons van alle sonde. Ons moet in die lig kom soos hy in die lig is. Met ander woorde, ons moet ontdek, wie is God? Wat is God? En as ek met God gemeenskap wil hê, dan moet ek inskakel by die wese van God en by die karakter van God. Daarom in 1 Petrus 1 lees ons hierdie woorde: soos hy heilig is, moet julle in julle hele lewenswandel heilig word. Wees heilig, want ek, die Here jou God, is heilig. In die Ou Testament het hy gesê, maak dan 'n onderskeid tussen wat rein en onrein is, tussen wat heilig en onheilig is. Ek moet ontdek wat is die wese van God. Ek moet ontdek wat is die eise van God. Ek moet ontdek wat is die karakter van God. Dan alleen sal ek God kan verheerlik. En wanneer ek God verheerlik, dan is daar 'n ou woordjie wat bykom, ek doen wat hy sê. Jy kan God nie verheerlik as jy ongehoorsaam is nie. Jy kan God alleen verheerlik as jy gehoorsaam is. Dan gebruik hy 'n tweede woord, aanbid. Aan God die lof gee wat hom toekom. God aanbid vir wie hy is, vir sy goedheid, vir sy genade, vir sy sorg. Dan wonder ek baie keer, hoe lyk ons aanbidding van die Allerhoogste God? Is dit werklik uit die hart? Want op 'n stadium sê die Here daar in sy woord, hulle eer my met die lippe, maar hulle harte is ver van my. Aanbidding kom uit die hart, nie op die lippe nie. Die lippe is maar 'n uitvloeisel van die hart. Daarom het ons die spreekwoord, uit die oorvloed van die hart spreek die mond. Ek moet eers God in my hart aanbid. Ek moet eers eerbied vir God in my hart ontwikkel. En my hart moet aan God oorgegee wees, dan sal die lippetaal vir God iets beteken. Daar in Titus 1 vers 16 sê hy, hulle bely dat hulle God ken, maar hulle verneder hom deur hulle werke. Hulle doen nie wat hy sê nie. Hulle bely dat hulle God ken, maar hulle verloon hom deur hulle werke. U sien, geliefde, wanneer ek en jy aanbid, en wanneer ons God verheerlik, dan skakel ek in by wat God sê en wat God van my verwag. Geweldige woorde, as ons hierdie woorde lees en dit so vinnig by ons verbygaan. Hulle het hom nie as God verheerlik of gedank nie. En die geliefdes, as 'n mens daaroor dink, as hy selfe dwaas geword. Hoe dwaas is dit nie om God uit jou lewe uit een kant te plaas nie. Alles wat jy het God jou gegee. Alles wat jy ooit mag hê, is wat God jou gee. Hoe dwaas is dit dan om God 'n tweede en 'n derde plek in my lewe te gee, in steede daarvan om God eerste in my lewe te stel? Dit is sy eis. Die heel eerste vereiste wat hy stel is dat jy die Here jou God sal lief hê, met jou hele hart, met jou hele siel en met jou totale verstand, en hom sal aanbid vir wie hy is. Dit wat hy vir Israel sê, ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land in die slawehuis uitgelei het. Daarom mag jy geen ander gode voor my aangesig hê nie. Daarom moet ek die belangrikste in jou lewe wees. Daarom die 10 gebooie, wat vir my inskakel by die karakter van God, en dit wat God sal behaag. Maar hy kom en sê hulle dwaas geword in hulle oorlegginge. As ek dink aan Maleagi, die eerste hoofstuk, en miskien wil ek dit gou vir u lees, Maleagi, die eerste hoofstuk, daar by die 10de vers, as die Here praat met sy volk, en hy sê vir hulle hierdie woorde. Ek lees dit vir u vinnig, geliefde. Maleagi 1 vers 10, wat hierdie woorde wat die Here Jesus uitspreek, hy sê, 'n seun eer die Vader, en 'n knegt sy Heer. As ek dan Vader is, waar is my eer? En as ek Here is, waar is die vrees vir my naam? Om God te verheerlik,
moet ek God vereer, moet ek die vrees van God in my hart ken, en moet ek God aanbid vir wie hy is. Maar hulle het dwaas geword in die oorlegginge van hulle hart, sê hy. Hulle het vergeet wie God is. Hulle lewe asof God nie in hulle lewe teenwoordig hoef te wees nie, asof hulle self kan aangaan. Hoor wat sê hy? Hulle het dwaas geword in die oorlegginge, en in hulle onverstandige hart is verduister. Wat 'n geweldige woord, as die toorn van God oor hierdie mense van die hemel af openbaar word. Daar gaan 'n dag aanbreek, wat ons voor God gaan staan en rekenskap gee, hoe het ons met God omgegaan? Ja, ek praat ook met kinders van die Here. Is hy werklik die mees belangrikste in jou lewe? Is hy die een wat jy altyd raadpleeg voor jy enige besluit neem? Om te vra, sal dit God welbehaaglik wees? Sal God tevrede wees met dit wat ek doen? En moontlik op hierdie stadium weet jy sommer alreeds, dat daar dinge in jou lewe is wat God nie behaag nie. Dan verheerlik jy God nie. En dan kan jy God nie aanbid nie, want jy leef in ongehoorsaamheid. As jy Jesaja 1 gaan lees hom gerus, hoe die volk godsdiens bedrywe, offers bring, gebede bid, en die Here moet uitspraak maak om te sê, asseblief, julle maak my sat. Ek is moeg van julle aanbidding, skynheilige goed. Ek is moeg daarvan dat julle met skynheiligheid voor my aangesig kom verskyn. Julle vermoei my. En dan aanvaar hy nie die aanbidding van hierdie mense nie, want hulle eer God nie. Dan sê daar in die 18de vers, kom en laat ons die saak uitmaak, spreek die Here. Al was jou sonde soos skarlaken, dit sal wit word soos wol, al was dit rooi soos purper, ek sal dit maak soos sneeu. Daar moet eers 'n verhouding met God wees, voor ek hom sal kan verheerlik. Dan moet 'n verhouding met God wees, voordat ek hom sal kan aanbid. Anders sal my gebede voor God nie gehoor word nie. Op 'n stadium sê die Here ook vir sy profeet, moenie eers vir hierdie mense bid nie, want ek sal nie na jou gebed luister nie. Hulle lewe afvallig, hulle dwaas geword, hulle harte is verduister, hulle vergeet wie ek is. Daarom, geliefde, moet ek en jy kennis neem van wie God is, en God die eer en die heerlikheid gee wat hom toekom, dan alleen sal ons die seën van die Here beerwe. Onthou u nog Hebreërs 12:28? Aangesien ons so 'n koninkryk deelagtig geword het, laat ons dankbaar wees, en so God met eer en met vrees en aanbidding aanbid. Want onse God is 'n verterende vuur. Hy is die God van genade. Hy is die God wat uitreik. Hy is die God wat sorg. Maar daar gaan 'n dag aanbreek wat die boeke geopen gaan word. En dan gaan elkeen ontvang wat hy in die liggaam op aarde gedoen het, of dit goed of kwaad is, soos in die boeke opgeteken. Daarom sê die apostel Paulus in 2 Korintiërs 5 vers 9, of ek dan inwoon of uitwoon, ek lewe altyd om God welbehaaglik te wees, om die Here te eer, en om die eer te gee wat hom toekom, om die Here werklik uit die diepte van my hart te aanbid. Wanneer ek sing, wanneer ek bid, wanneer ek voor God verskyn, dan buig ek laag in sy teenwoordigheid, en ek erken hom aan wie hy is. Want geliefdes, dis dwaas om van God afvallig te word. Dis dwaas om jou eie pad te loop. Waar gaan dit jou bring? Net hy wat in 'n verhouding met God staan, het die beloftes van God. Net vir hulle sê God, elke belofte is vir jou ja en amen. Daarom kan ek die beloftes van God nie na willekeur rondgooi, as ek nie in 'n verhouding met God lewe nie. Dit gaan om God te aanbid, dit gaan om God te verheerlik. Hierdie mense het in hulle gedagte, in hulle harte, het hulle van God afvallig geword, en hulle probeer God so aanbid. Dit kan nie. Ons gaan volgende keer met mekaar verder gesels, gaan dink net oor hierdie twee woorde in jou lewe. God te verheerlik en God te aanbid. En nie dwaas om te tree, om God
die tweede en die derde plek in jou lewe te gee nie, maar dat hy die eerste plek sal hê van alles in jou lewe. Mag die Here vir jou ryklik seën, totdat ons weer met mekaar aangaan oor hierdie verdere verse wat gaan volg. Die Here seën vir u, goeiedag vir u, en ek bid vir u besonderlik ook. Goeiedag geliefde.